Pak op je goedjies, kom kies jou aftreehuis, jou goue jare, 'n nuwe lewensreis hier in die Bosveld. Kom beleef die same sein, zorgvry en veilig, net hier in Bergvallei. Skakel in by ons, Bergvallei regstreeks, skakel in by ons, Bergvallei regstreeks. Welkom by vandag se episode. Vandag kuier ons by ProCare, ons versorgingsafdeling. Ons kyk na wat hulle bied, hoe dit werk en hoekom dit so belangrik is om hierdie sorg in plek te hê vir jou aftreejare. Ek neem jou deur die fasiliteite en gesels met ons matrone en oortsuster oor hoe 'n tipiese dag hier lyk. En hulle gee raad oor hoekom jy nie moet wag om jou plek met mediese sorg te vestig nie. Elke dag sien ek hoe waardevol hierdie dienste vir mense is, veral vir die wat alleen woon. Niemand weet wat die toekoms inhou nie. Hier by Bergvallei het jy opsies. 24 uur sorgfasiliteite, tuisversorging en selfs ondersteuning wat strek van 'n eenvoudige loer-in-diens tot volledige demensiesorg. Alles in die gemak van jou huis. Dit bring gemoedsrus vir jou en vir jou familie om te weet dat daar altyd hulp en ondersteuning is wanneer jy dit die nodigste het. Kom ons loer in by ons matrone en hoor wat sy te sê het oor hoekom sorgfasiliteite so belangrik is na mate ons ouer word. ProCare is vir die ouer jong mense wat daar is, wat ons nou by ons opneem, wat nou nie meer self na hulle kan kyk nie, maar hulle wil nie gesien word as ou mense nie. Ek dink daar's 'n groot verwarring met baie mense dink vir ProCare is 'n hospitaal. Dis nie 'n hospitaal nie, alhoewel ons hospitaal meubels gebruik, want dit is net makliker om die beddens in posisie te sit en te help, maar dit is meer, dis ook nie 'n step down nie, daar's 'n definitiewe verskil. Dit is 'n ProCare wat regtig net is waar die mense kan bly en daar word omgesien na hulle behoeftes, sonder dat ons dit 'n regtig hospitaalomgewing wil maak, maar ons kan ook nie sonder die hospitaal toerusting dit vir hulle gemaklik maak nie. Dit is informeel, ons is nie so formeel nie, hulle is nie in hulle beddens die by my nie, hulle is regtig waar aktief. Ons het 12 kamers waarin daar 2 inwoners geplaas word en dit is regtig die 2 om mekaar geselskap te hou, om eensaamheid van die bejaardes so 'n bietjie te verminder, maar daar's 2tjies wat saam bly. En wat se tipe pasiënte neem julle in? Ons neem definitief, ons doen Alzheimer en demensie doen ons, omrede dit 'n algemene ding is en jy kan dit nie skei van die inwoners nie. So, ons doen dit. Ons het wel ook net verswakte mense wat ons kan inneem, wat nie regtig siek is nie, maar hulle kan nie na hulle self kyk nie, so hulle het sorg nodig. En dan weet jy wat, as daar mense is wat van die hospitaal ontslaan word of wat reeds uit step down is en hulle kan nie meer na hulle huise toe gaan nie, neem ons hulle ook op. Daar is 'n kontrak wat ons met hulle aangaan, wat 'n tydelike kontrak is en dan hanteer ons dit van daar af. Hoe lank bly die mense gewoonlik in so 'n versorgingseenheid? Dit kan wissel van 2 dae tot jare. Afhangend van die inwoner. Ek het al inwoners wat 'n jaar by ons is nou 'n jaar oop, wat regtig nog nie eers siek is of so nie. Hulle kan net nie na hulle self kyk nie, maar hulle is baie dierbare mense. Tot watse vlak of graad of so sal julle nog kan akkommodeer? Ons het al die vlakke al geakkommodeer in die plek van waar hulle vroeë tekens toon tot waar hulle al in die fase is waar hulle nie kan terugpraat nie, waar hulle nie kan beweeg nie en dan die dood eintlik intree. So ons het hulle in verskillende fases van hulle hierso, Watter voordele bied dit om so 'n fasiliteit op dieselfde perseel, jy weet, op 'n agterland goed te hê? Wat sal jy sê? Okay, voordele vir die kinders is, ouers het 3 maaltye per dag wat hulle eet. Daar's 2 snacks en koffie en vrugtesap en water wat vir hulle gegee word. Medikasie word gegee soos dit moet, deurlopende sorg vir die ouers en dan het ek 'n dokter wat beskikbaar is Maandag, Woensdae en Vrydag op hierdie stadium nog wanneer dit nodiger gaan wees, kan sy dalk 'n bietjie meer ook inkom. Kinders en kleinkinders kan kom kuier soos nodig, of soos wat hulle wil. Ek het nie besoekure tans nie, maar ons vra net dat hulle in die aande 7 uur klaar gekuier is sodat ons hulle kan
versorg vir die bed. Natuurlijk. So dit is wat ons vir die kinders het. Dan vir die ouer persoon self. Hulle kan net rustig wees en hulle self wees. Want hulle het nie iets om oor bekommerd te wees nie. Hulle is net regtig hulle kan net relax. Hulle is tussen mense van hulle eie portuur. Hulle wasgoed word gewas, dit word gestryk, dit word teruggepak in die kas en teruggehang in die kas. So daai is 'n groot ding wat van die mense af is. En wanneer hulle siek is, soos verkoue kry of enigsins so iets, is die sorg hier. Ons kan hulle hier kyk en ons kan hulle behandel en die dokter wat hulle sien. Die dokter sien hulle nie vir elke dag sien, maar wanneer hulle siek is sy hier en ons sit hulle op die lys en sy sien hulle dan en so kan hulle dan holisties behandel word en ons kan kyk daarna. Tuisversorging daar is verskillende kontrakte wat ons aanbied. Soos 'n piep-in-diens. Jy gaan regtig in die oggend en jy kyk net het hulle opgestaan. Is hulle fyn vir die dag? Party mense vra laat ons 3 keer die dag gaan inloer, dan gaan loer ons die 3 keer in. Ons doen in die oggend, dan laatmiddag en dan die aandpersoneel gaan 1 keer in, sodat jy net kan sien of hulle fyn is en baie van hulle bel jou en vra vir jou, hoe gaan dit met my ma en pa? Ek wil nou net vra, so Ja, daai interaksie. daar is 'n kommunikasie met die kinders dan in daai geval, ja. Dan is daar die stort aantrek, harekaan, die bed opmaak en die kossies gee in die oggende, ligte snack wat ons noem. Ons kan dit ook doen. Dit is die ook een van die korttermyn kontrakte. En dan van die korttermyndienste word daar dan oorgegaan na die vroukeer fasiliteit toe, so die persoon kan 'n bietjie langer in die woonstel bly met verskillende dienste voordat hy na die vroukeer afdeling. Dit werk bietjie goedkoper. Weet jy, dit werk relatief goedkoper uit, maar 'n mens kom tog op 'n punt wat as jy al die dienste het, as jy dan gaan kyk na die vroukeer kontrak, dan is dit net beter dan om oor te gaan vroukeer toe, want dit begin dan later aan net 'n bietjie beter op die finansiële aspek daarvan uit te werk. Wat ons ook vind is, jy weet, as dit op daai punt kom, kan daai persoon natuurlik die eenheid uitverhuur om ook te help met daai inkomste om hierso weer te kan. Daar werk ons ook baie naby met die familie en wanneer ons die pasiënt oortrek na die vroukeer toe, dan kry ons 'n doktersbrief nadat die dokter die inwoner gesien het en daai doktersbrief tel dan vir either hier of die permanente persoon om die woonstel beskikbaar te stel, woonstel of huisie beskikbaar te stel vir uitverhuuring of verkoop daarvan afhangend van wat die situasie is van die koopkontrak en huurkontrak. Hoe sorg julle dat julle die regte personeel? Ek dink daar is nogals belangrik. Ja, dit is nogals baie belangrik. Ja, daar is prosesse in plek deur Proucare. Dit word op 2 basisse hanteer, die permanente aanstellings en dan die wat deur die agentskappe werk, maar almal moet die geregistreerde personeel soos jou susters en jou stafverpleegsters moet by die Raad op Verpleging geregistreer wees en dan natuurlik die kursusse wat jy gedoen het en so en dan vat ons kry 'n CV en dan volg jy die normale prosedure van doen aansoek, het die onderhoud en dan vat ons jou gewoonlik vir 2 dae oriëntasie. Dan is daar nog die proses van die 3 maande probasie. Maar ja, daar is 'n keuringsproses wat dit aangaan. Dan die agentskap personeel, soos die carers, hulle het ook 'n 6 maande kursus waaraan hulle opgelei moet wees. Ons volg dieselfde proses met hulle ook en dan daar word ook elke 4 maande evaluasies met hulle gedoen. Dit is 'n proses van deurlopende opleiding ook. So ja, waar moontlik en waar nodig, gee ons vir hulle ook opleiding. En normale prosesse van die landswet word ook gevolg in daai prosesse. Daar is baie diversiteit op 'n dag wat gebeur. Jy het jou lagoomblik, jy het jou huiloomblik, jy het jou moedelose oomblikke, maar weet jy, dit is wat jou ingesteldheid is vir die dag, wat dit maak. Ek is 'n positiewe mens en ek hou daarvan om positiewe uitkyk te hê op die lewe. Al druk die lewe jou, ander mense het jou nodig en dan werk jy daarvolgens en dit is vullend. Jy maak jouself vol met ander mense se doen en late deur die dag en as jy vandag kan huis toe gaan en jy kan sê ek het meneer en mevrou so en so kon ons op hierdie manier gehelp het en die uitkoms was positief geweest.
dit maak die dag vir jou. Ja. Imagine this scenario. One partner needs to move into vrouwcare while the other remains independent in their own home. Because the vrouwcare is right here in the estate, they can easily spend time together every day. There's no need for kids to juggle schedules to drive mom or dad back and forth. The couple stay close. And if full-time care is eventually needed and the home becomes vacant, it doesn't go to waste. It can be rented out, turning it into a valuable asset that helps cover medical expenses and provides financial relief when it's needed most. Die rol as verpleegkundige in Bergvallei is redelik omvattend. Ons doen voorkomende sorg, waar ons observasies doen en vroeë skanderings doen, siftings doen om seker te maak of waar 'n mens miskien toestande optel waar 'n persoon hipertensie het en dit nooit geweet nie en dan word jy hulle verwys na verdere mediese intervensie van 'n dokter of 'n spesialis. Dan bevorderende gesondheid is ons gee inligting gewoonlik deur aan ons koerantjie met raad wat 'n mens dan gee vir die inwoners wat vir hulle van toepassing is. Dit help nie jy praat van planete en goed nie, maar jy moet praat van iets wat vir hulle belangrik is rondom hulle gesondheid en wat van toepassing is op die bejaarde. Dan dis bevorderende gesondheid en dan kuratief is maar wanneer die persoon reeds in 'n hospitaal was, word hulle as hulle ontslaan word, kyk ons aan die wondsorg, help ons met opvolg, kyk ons ook na hulle welsyn in daardie opsig. Dan wil ek nog volgende been half bysit en dit is versorging waar ons vir die inwoners dan self ook versorging bied, soos met hulle daaglikse aktiwiteite waar hulle nie meer self kan bad nie, waar hulle nie meer self kan aantrek nie, wat 'n mens dan hulp gee daarbey. En julle gaan na die gemak van die eenheid. Ons gaan na die eenheid toe waarin ons dan ook 'n versorger stuur om dan die dienste lewer aan die inwoner in die eenheid. Ja, en dan is daar ook 'n diens wat ons lewer. Ons kan berading doen. Daar is baie mense wat hier inkom wat 'n bietjie liefde nodig het en aandag nodig het en dan het hulle het oor nodig om te luister en dit is ook belangrik vir ons inwoners. So ja, dit is 'n omvattende diens van al die kante af en ons doen dit met graagte. Ag, dit is wonderlik. En hoe lyk so 'n tipiese dag hier op die afdeling? Ek wil dit in een groot vet letters vir jou sê, bedrywig. Ons begin vroeg in die môre al hier, ek is al 7 uur aan diens en ons kantoorure is van 7 tot 4, maar dieselfde dat ons eintlik 4 uur huis toe gaan. Ons werk tot die werk voltooi is, want elke inwoner is belangrik. So as daar 'n noodgeval is, hanteer ons dit. Ons hanteer die noodknoppies. Ons doen enige persoon wat by hierdie deure inkom, word na omgesien. Al is dit net om goeiemôre te sê, hoe gaan dit? Dan kry hy sy kwota aandag, want dit is belangrik vir die inwoner. Mense het net vandag om aan iemand goed te doen en liefde te bewys. Dis so waar. Wat motiveer jou elke dag om so mooi na die inwoners te omsien? Ek het van kleins af groot geword met my grootouers. So ek is in 'n saamgestelde familie van kleins af. Ek ken ou mense, ek het 'n liefde vir ou mense. En hulle het almal 'n passievolle persoon nodig om vir hulle weer te motiveer. Baie van die persone wat by hierdie eenheid inkom om te kom môre sê, het net nie vandag lus gehad om op te staan en dis baie keer net nodig om te sê, hier is ek vir jou. En vir 'n bietjie aandag te gee en liefde te gee. Maar my grootste passie is of my motivering is omdat ek 'n diep liefde vir die bejaarde persoon. Dit is ook so belangrik in die voorkomende behandeling of sorg wat ons lewer, is om jou inwoners te ken. Die dag as iemand nie lekker voel nie of iets is verkeerd, dat jy so fyn ingestel is op hulle, dat jy die verandering kan sien en dan kan optree. En baie maal is dit nodig dat mense hulle net so 'n bietjie nader trek en dan hoor jy iets wat jy nooit gehoor het nie. Wat belangrik is dan ook in die welsyn van die inwoner om hulle by te kan staan in dienslewering. Ja. Ons het 'n bejaarde dame gehad wat reeds gevorderde jare was. Sy was in haar 90's en sy het in die nag het sy van haar bed afgeval. En sy het tussen haar bedkassie en haar bed ingeval, maar op haar maag beland. So sy was vasgepen. Haar paniekknoppie het bo op die kassie gelê, so sy kon nie by hom uitkom nie, want haar arms was tussen die bed en die bedkassie vasgepen.
En daar het sy gelê en daar was inwoners wat elke môre kom kyk het of dit goed gaan met haar, of sy wakker is en alles. En die môre het sy nie die deur oopgemaak nie. En toe het hulle vir ons gevra om te gaan kyk en ons het haar daar gevind in 'n baie kritieke toestand. Maar dit was betyds. Ja, ons was betyds. Dit is baie belangrik dat 'n mens die paniekknoppie by jou het, aan jou nek, om jou. Ja. Hierdie persoon het geval en sy kon nie haar arms eers loskry onder haarself uit om die paniekknoppie te druk, wat net bokant haar kop op die kassie gelê het. So dit is belangrik dat die paniekknoppie naby 'n mens is, want dit is jou eerste hulpkreet, so, en wat vir ons dan aktiveer om te kan help met 'n noodsituasie. En wat kan jy vir die kinders ook al buite net raad gee, jy weet, want dit is maar baie keer 'n familie gesprek wat gevoer moet word van waar stuur ons nou vir ma en pa. Dit is verskriklik belangrik dat kinders betrokke is by hulle ouers. Dit is goed en wel om te sê, ma en pa, ons gestuur vir 'n Bergvallei toe, daar's mediese hulp, maar die mediese hulp is nie 'n kind se hulp nie. So dit is belangrik dat wanneer daar hoë risiko ouers in die oord is, dat die kinders gereeld kontak met hulle het. Skakel, ons het mense of kinders wat oorsee woon, wat elke dag met hulle ouers video oproep maak, om seker te maak dit gaan goed met hulle. So jy moet in kontak wees met jou ouers, en dan ook vinnig met ons dan in aanraking kom as daar 'n bekommernis is. In die verlede, my grootste spanning is ek nie hier is nie en sy val. Wat dan? En wat gebeur het al, jy weet, en dan bly sy lê totdat ek gekom het, maar nie hier nie. Hierso kan ek ry met die grootste gerusheid in my hart, dat daar 'n paniekknoppie is. Jou hulp is so ver soos daai knoppie wat jy moet druk. En dit maak dit vir my as sulks, maak dit baie makliker en geruster om weg te wees. Selfs in die nag, jy weet, om te dink, wie gaan jou help in die nag as daar iets gebeur? En jy weet, op ons fase van ons lewe kan dit baie gou gebeur en skielik gebeur, jy weet. Dan is dit net die paniekknoppie. En dit bring 'n groot gerusheid. Now it's time to show you the 24-hour frail care facility at Bergvallei. Just look at how beautifully the interior is decorated. It creates such a warm, homely feeling, nothing like the cold, clinical atmosphere you'd find in a hospital. It's a place where you can live your life well while still having all the medical support you need right here on site. Each room has its own unique theme, helping every resident feel at home from the very first day. The bathrooms are fully equipped and wheelchair friendly, ensuring both comfort and safety. The lounge area is tastefully finished, offering a cozy space where family and friends can relax together. Meals are served here daily, and there's always a variety of activities and entertainment to keep everyone engaged and active. Nou ja, daar het julle dit. Niemand van ons weet wat die toekoms inhou nie, en gesondheid is beslis nie iets wat ons vanselfsprekend kan aanvaar nie. Wees paraat en proaktief en omring jouself met die sorg wat jy dalk eendag nodig mag hê. Vir sommige selfs in die gemak van hulle eie eenheid. Dit gee gemoedsrus, nie net vir jou nie, maar ook vir jou kinders, om te weet daar is altyd ondersteuning en bystand. Ek wil jou aanmoedig. Kom maak 'n draai en sien self hoe pragtig dit ingerig is en hoe ongelooflik professioneel ons span hier by Bergvallei Aftreelandgoed is. Pak op jou goedjies, kom kies jou aftreehuis, jou